Welkom hierso. Thanks, Poster. Is lekker om saam te kuier. Yes, ek dink ook so. Julle was so excited oor julle podcast wat julle gedoen het net na die vroue naweek dat jy my gedreig het en gedwing het om jou weer kans te gee om saam met my te podcast. Nee, Ilse, dis lekker. Ons kuier vandag rondom die gedagte breekbaar, maar nog steeds bruikbaar. Yes. En dis nogal 'n gedagte wat naby my is die laaste ruk rondom omdat die ou ervaar soveel goed in die wêreld. Daar's soveel dinge wat gebeur in die wêreld. En dan kom 'n ou punte waar jy voel maar jy moes sterk genoeg gewees het om hierdeur te gaan. En veral as kind van God, jy weet ons baie keer dan sit ons maar jy weet as 'n kind van God moet ou sterk genoeg wees en jy kan nie breek nie. Die Here wil jou gebruik. Jy moet sterk wees vir almal rondom jou. Jy moet sterk wees vir jouself. Jy moet sterk wees in die besigheid. En al daai goed, maar dit sit ongelooflike baie druk op 'n kind van die Here. Dit doen, Poster, terwyl jy dit sê, dink ek, is dit nie soveel keer ons probeer so 'n bietjie die Here se werk vat nie. Ons dink dat dit alles hang van ons af, maar dit doen nie. Ons het 'n vertroue wat ons veronderstel is om op God te sit, om te sê dat dis okay, en soek hy nie so 'n bietjie ons swakheid baie keer nie. Ja, en dit sluit mooi aan by die skrif wat Paulus dan sê, dis juis my swakheid wat my bruikbaar kan maak. Dis juis die feit dat ek in 1 of 2 Korintiërs 12 wat hy sê dis juis in my swakheid wat ek roem. Ek roem in die feit dat ek swakhede het, want dis deur my swakhede dat Christus verheerlik kan word. En ek het die Sondag begin met die skrifgedeelte in Esegiel, 2 skrifgedeeltes daar waar die Here na Esegiel toe kom en dan sê hy vir hom, ek soek iemand wat kan. Nou as hy so begin, dan kan ek net imagine, hoe sê die helfte van die gehoor, of meer mense, of selfs as jy luister na hierdie podcast, as ek vir jou sê, maar die Here, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, die perfekte God wat ons dien, is op soek na iemand, een persoon, wat kan. Sy hand opsteek. Ja, wat kan, jy weet, en dan dink ek net, hoe kan 'n ou maklik terugsit en soos, nee ek nie. Jy weet, net as jy 'n gehoor vra, hoor wie gaan vir ons bid? Of as jy 'n gehoor vra, hoor wie gaan hierdie werk doen, of wie gaan dit doen, dan is ouens baie keer huiwerig, nie omdat hulle nie wil nie, en nie omdat hulle nie bereid is, maar omdat hulle twyfel of hulle kan. Hulle eie ability bevraagteken. Hulle eie ability bevraagteken. Poster ek op 'n punt wat hulle dan dink, o jee, ek het nie alles in berekening gebring nie. Jy weet wat gebeur, jy weet, ons kom op 'n punt en dan voel daai ou, hierdie vermoë om my te kan breek, hierdie situasie kan my breek. Maar jy praat van almal. Want hoe weet jy, hoekom twyfel 'n persoon in homself? Hoekom twyfel 'n kind van die Here? En ons praat van as die Here ons roep vir 'n werk, dan praat ons van pa wees. Ons praat van ma wees. Ons praat van die posisie wat jy by jou werk beklee. Ons praat van, jy weet, die leierskaprol dalk by die skool, of die leierskaprol in die gemeenskap, of net 'n werker daar, iemand wat 'n verantwoordelikheid het. En nou het jy hierdie verantwoordelikheid, en baie keer dan twyfel ons in onsself, of ons kan, maar hoe het ons op die punt gekom dat ons in onsself twyfel? Wie het vir ons gesê ons is nie goed genoeg nie? Ek dink die fokus het baie keer so 'n bietjie geskuif van Vader af na die probleem toe. In daai situasie, daai afhanklikheid en daai vertroue wat ons veronderstel is om te hê. Ons moet kan sê dat ek loop saam my Vader deur 'n bendestorm en ons gaan deur al hierdie goeters en is in daai oomblikke wat dit getoets word. Daai oomblik wat ons dan gewys word deur die Here dat of jy nou breek of nie breek nie, dat ek het jou. Ja, maar dink aan 'n 16-jarige laaitjie of 'n 21-jarige jong mens wat nou die wêreld aanpak. Full of, bold. Hoekom? Ek gaan die wêreld verander. Ek gaan dinge doen. Hoekom? Want nog niks het verkeerd geloop in daai area van sy lewe nie. En jy het nou nog gesê, wat van die ou wat sy hand opsteek? Almal van ons, van geboorte af, steek ons hand op. Ek het nog nie mense ontmoet wat nie wil iets doen nie, wat nie iets wil bereik nie, wat nie wil achieve nie, wat nie
jy weet, of dit nou is 'n ouer word, of trou, of besigheid doen, of 'n werk het, almal wil, daar's iets wat God in jou geplaas het, wat maak dat jy wil, maar die omstandighede maak dikwels, dat ons begin twyfel onsself, want daar was 'n tyd, miskien toe jy 20 jaar oud was, 25 was, wat jy bereid was om die wêreld aan te pak, wat jy bereid was, dalk die dag toe jy getrou het, het jy hand opgesteek en gesê, hier's ek gaan die perfekte man wees, ek gaan die perfekte vrou wees, I've got this, jy weet, ek is die persoon, die Here het my gekies, hy het my aangestel, Esegiel 3, ek weet dit, maar dan life happens. En is juist wanneer life happens, wanneer ons agterkom ons is breekbaar. Jy weet nie, 'n ding is breekbaar tot jy op die punt kom wat hy breek nie. En dan is ons absolute natuur as mens om te sê, ek wil nou wegstaan. Ja. Ek het seer gekry, so ek onttrek. Ja. En Pastor, ek dink is een van die grootste lewenslesse wat jy my al geleer het, is, as jy dan gaan terugstaan, dan gaan jy nie kan saamspeel nie. Ja. Jy gaan nie kan sê dat ek het 'n geleentheid nie, en dis al wat die Here vra nog steeds, wanneer ons voel ons breek, wanneer ons breek is, bly net aan jou hand opsteek, I've got this. Dis juist daai vertroue, jy het vroeër gesê, is om God genoeg te vertrou, dat die skrif sê, alles sal ten goeie meewerk. Vir die wat hom lief het, that's all. Alles sal ten goeie meewerk, dit sal, die feit dat jy breek, maak dit nie game over. Nee. Die feit dat jy breek, bewys die punt. En ek dink dis wat Paulus in daai hoofstuk probeer deurkry, is die feit dat jy breekbaar is, bewys juist die punt dat God almagtig is. Want hy wil juist deur jou swakheid iets amazing doen. En dit is jou swakheid wat maak dat hy jou kan gebruik daar waar jy is. Ja. Jy weet, ek kan nie op plekke operate waar die volgende persoon wat die boodskap hoor kan. Ek kan nie daar gaan bedien nie. Ek kan nie in daai huis die ma wees daar nie. Ek kan nie die pa wees by jou huis nie. Ek kan nie, jy weet, daar's 'n plek en 'n purpose, en God het jou gepurpose vir daai plek, en toe hy jou gepurpose het hy reeds geweet. Ja, he knew. Hy het geweet. Die skrif sê ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Hy het alles van jou geweet. Hy weet die toekoms. Wat vir my lekker is, ons het nou gepraat oor Filippense 1:4, waar hy dan die belofte ook gee, om te sê dat hy sal die goeie werk voltooi. Pastor, jy praat van, daar waar ons hierdie druk voel, en ons is in dit, en ons besef dit, maar die oomblik wat jy jou mind kan shift, van die verantwoordelikheid, dat dit is nie jou verantwoordelikheid nie. Hy bly in beheer, jy weet, en ons sit by daai vertrouensband tussen hom om te sê dat ek het my hand opgesteek, wetend dat ek dalk nie hierdie kan doen nie. Ja. Maar dit is okay, want ek weet, u sal die werk nog steeds verrig, u sal die paaie vir my gelyk maak in dit. Ja. En dit maak vir my baie keer dinge makliker, wanneer 'n mens op daai punt kom en sê dat ek is moeg, of ek weet, dat daar is nie 'n manier dat ek in my eie mens wees hierdie kan doen nie. Ja. Maar dan kom daai deel in waar ons sê dat dit is waar die vertroue inkom. He equips the one he calls. Yes. So ons is nie uit onsself uit in dit nie, en dan soveel meer die eer aan die Here toe. Ja. As jy weet, jy's besig om hierdie te doen, en daar's nie 'n manier dat Ilse of Pastor Ronnie dit kon aanpak as mens self nie, dan weet jy mos, dis jou hemelse Vader wat jou in daai oomblik gelei het en gehelp het. He fixed you, he's got you. En dis juist waaroor Christianity gaan, dis waaroor geloof gaan, is om te connect met die hoër hand. Dis om 'n verhouding te hê met 'n bonatuurlike persoon. Yes. Dis om buite jouself na iets te kyk wat bonatuurlik is, wat jy nie kan beheer nie, waaraan jy kan oorgee. Dink aan die Heilige Gees. Jy weet, ons het nou net deur Pinkster hoe belangrike rol die Heilige Gees in ons lewens speel. Vir twee redes. Een rede, dis deel van die manier hoe God ons weer heel maak, sou ons breek. Ja. Maar die ander rede is, hy hou ons binne in sy hand. En dis binne in sy hand waar ons veilig is. Jy weet, dis binne in sy hand waar 'n breekbare ding veilig. Hoeveel keer dan sê ons vir ons kinders sê, nee, moenie daai ding jou los die glas, van die plastiek koppie, want hy kan die glas breek. Maar wat ons vergeet is, juis God wat ons dien, hy weet hoe om met breekbare goed te werk.
Yes, he does. Hy weet, en voordat ons gaan na hoe hy dit repair, kom ons gesels gou daaroor hoe mooi dit is, dat die God wat ons dien, so sagmoedig is, so liefdevol is, so genadevol is, en so gentle, dat hy met breekbare goed kan werk. Pastor, elke keer as jy sê, hy sit met hierdie stukkies glas in sy hande, dan sien ek hoe, as ons 'n glasstuk breek, presies wat jy sê, en ons sit op mekaar, ons is nie ge-worry oor wat raak weg en wat gebeur met daai stuk nie, maar hy kom en hy maak seker dat elke liewe stukkie by mekaar bly. Ja. Ons is op 'n plek waar ons in 'n era is, en ons het mense wat sê, weet ek het OCD, en ons is obsessief, en ek dink is gedryf uit hierdie vrees uit van hoe alles uit mekaar uit gaan val. Ja, die vrees vir wanneer ons breek. Ja, presies daai. En as jy daai beeld het van waar hy al hierdie glas bymekaar hou, dan vat dit so 'n bietjie daai vrees weg om te sê dat whatever happens, wat ook al, vat die slegste situasie wat jy aan kan dink in 'n oomblik wat breek. Is dit nie bemoedigend om te dink dat hy hou dit nog steeds bymekaar, al is dit geshatter. Nie net gebreek nie, it's a million little pieces. Ja. En so ek sê, ons gaan nou gaan na die feit dat hy ons by mekaar bring en ons weer heel maak. Maar die feit dat, soos jy noem, dat wanneer ek in my mind, en dis die goed waaroor ons vrees, wanneer ek in my mind besef, maar hierdie besigheid kan bankrot speel. Ja. Ek kan moontlik nie oor 'n maand of 2 maande my rekeninge betaal nie. My kinders kan dalk verkeerd uitdraai. Jy weet, my kinders kan dalk verkeerde vriende ontmoet. My huwelik kan dit dalk nie maak nie. Jy weet, al daai gedagtes is gedagtes van wat gebeur die dag wanneer dit breek. Ja. En op daai oomblik is ons dalk nog nie eens gebreek nie. Maar ek dink ons is as mens bewus van die feit dat ons breekbaar is. En elke mens is. Selfs die ateïs daar buitekant, selfs die ongelowige daar buitekant, moet bewus wees van die feit dat hy kan breek, want hy het teen al gebreek. En dit maak ons meer en meer bewus van die feit dat ons is fragile, ons is breekbaar, enigiets kan gebeur enige tyd. Maar in plaas daarvan om te vrees van wat van as jy breek, moet ou so naby verhouding met Jesus hê dat jy's okay met die feit dat jy kan breek, en jy selfs okay met die feit dat as jy op 'n dag breek, hy is hierdie liefdevolle Vader wat jou, soos jy sê, nie weggooi as jy breek nie, maar hy hou jou in sy hande, want hy sal die werk wat hy in jou begin het, klaarmaak. En dit was die motivering vir my woord vir Sondag is, as Christene daar buitekant dink, as ons vir enige oomblik dink, die Here gaan net die gebruik, wat nie breekbaar is nie, wat nie al gebreek het nie, dan gaan God niemand kan gebruik. Ja, there's nobody left. Selfs daai 21-jarige persoon wat uitkom in die wêreld gaan change, het al gebreek in sy verhoudings op skool, of het al in 'n vak gefail, of het al iemand teleurgestel, het al met sy gesig in die kussing gelê en huil oor iets. Selfs daai persoon probeer dit waarin hy gebreek het, toemaak en cover met sy eie abilities. En ons lag as ons dink aan iemand wat 21, 25 is, want ons weet, byt vas Bill, somewhere you're going to get a rude awakening, life's going to happen. Unfortunately, it will happen. Dit is deel van lewe. En dan gaan 'n dag wees wat jy breek, en toe ek hierdie woord preek en voorberei, dink ek net vir myself, en ek bid, en ek vra, Here, beskerm met my kinders die dag wat hulle breek. Ja. Nie as hulle breek, Wanneer hulle breek. Ek praat in die week met iemand oor hoe ons die woord baie keer van ons kinders leer. Ons sal hulle leer dat as jy hard genoeg leer en swat ook, dan sal jy deurkom. Ons sit half hierdie belofte op sekere goed wat vir my onrealisties is. Ja. Ons set hulle op vir die feit dat leer ons nog ons kinders dat hulle kan breek. En ek dink baie keer as ons 'n ander benadering vat rondom ons kinders, of selfs die mense wat jy in jou lewe het, wat mense raad gee, is dit baie makliker om die gedagte en die realiteit te aanvaar dat alles kan uitmekaar uitval. Ja. Om ons. Ja. En dan net te kan discern om te sê, okay, maar wat het regtig uitmekaar uitgeval? Ja. Dis die goed in die wêreld. Dis
aardse goed. Jy weet, so seer soos wat dit kan wees, ons diskredit nie dit nie. Maar as jy kan vrede maak met 'n teleurstelling in jou lewe, en jy kan okay wees, maar jy kan jou verhouding met die Here oppas en besef dat daai hoef nie te breek nie. Yes. Daai moet nie breek nie. Ek wil so ver gaan om te sê, daai is nie veronderstel om uit mekaar uit te val Want nie. as jy breek en jy's nie in sy hand, Ja, is daai 'n bitter seer plek om te wees. dan raak die stukkies weg. Dan raak die stukkies weg. Dan laat dit letsels. Ja, Maar as jy breek in sy hand, my ervaring, nou 18 jaar plus minus wedergebore. My ervaring is die kere wat ek gebreek het en ek het gebreek. ja, Maar die kere wat ek gebreek het in sy hande was 'n vinniger herstelproses, minder onvergifnis, minder haat, minder verwyte, ja, jy kan aanbeweeg. minder jaloesie, minder kwaad, daar's soveel minder letsels wat dit gelos het. En ek kon wegbeweeg, aanbeweeg en terugdink en sê die woord is so waar. Die Here het my herstel. Ja, Hy het my nuut gemaak. Hy het die ou dinge van my weggevat en die nuwe ding en my nuwe skepsel gemaak. Hy het dit verwyder so ver soos die ooste is van die weste. ja, Maar as jy nie in sy hande is en jy breek, dan los dit letsels. En dan breek dit baie keer die persoon. Daar's obviously mense wat vandag hierna luister en wat stikkend is. Wat gebroken is deur 'n egskeiding of deur 'n slegte verhouding gegaan het, wat sy besigheid bankrot geloop het of hulle werk verloor. Wat deur een of ander siekte is. Dalk nog steeds in 'n siekte selfs sit in dit sit. en hulle stikkend. Of iemand wat vasgevang is in 'n verslawing waarmee hulle nie kan vrykom nie. En hulle fight dit vir 'n maand, 2 maande en dan trap hulle in daai selfe struik en dan breek hulle. En my ervaring is dat baie keer daai persone begin terugbeweeg en sê, maar nou is ek nie meer bruikbaar nie. Ek is nie, die Here kan my nie meer gebruik nie, die samelewing kan my nie gebruik nie, ek het nie meer waarde nie, ek het nie meer purpose nie, ek het nie meer doel nie. En dan sê die Here, maar my calling is irrevocable. You will complete the task. You will complete the task. Ek gaan dit klaarmaak. En ek dink net, hierdie boodskap is eintlik 'n boodskap van hoop. Dis 'n boodskap wat iemand moet sê, come on, wees realisties. Don't have these unrealistic expectations for yourself, nie vir jou kinders nie, nie vir jou man of vir jou vrou nie vir die ouens wat saam met jou werk nie. Hulle gaan breek. En net soos jy gaan breek. En daar gaan moments wees. Maar kom ons kyk liewers ons mekaar kan encourage om veilig in sy hande te wees wanneer ons breek. Mekaar bemoedig dat daar is 'n skepper wat ons gemaak het, wat weet hoe om hierdie te fix. Yes. En jy het nou gesê hy vang niemand om kant nie. Niemand vang hom om kant nie, ekskuus. Niemand vang hom om kant nie. Hy weet presies wat môre gaan gebeur. Hy weet. Wie dan meer om te vertrou? Yes. In so 'n tydperk van mense lewe. Vir my is die grootste hoop in die boodskap die feit dat hy in beheer bly op die einde van die dag. En hy weet beter as enige een van ons. So dis makliker in plaas van daai oomblik, ek dink is die grootste gevaar is daai oomblik wat ons breek, is dit of een van twee goed, of iemand beweeg terug na die Here toe, of hy gaan soek weer genesing in die wêreld daar buite. Yep. En ek wees eerlik mekaar, die middels van die wêreld breek ons net verder. Dit doen. Dis so goed soos om 'n glas wat gebreek het wat jy in 'n boks het, te vat en te sê, okay, skud jouself reg. Ja. Ons hoor dit baie, die wêreld sê just pull yourself together, skud jouself net reg. En hoe meer jy daai boks skud, hoe meer gaan daai glasstukke breek. En as jy dink drank gaan jou reg skud, dit gaan jou meer breek. As jy dink ander verslawings gaan jou reg skud, gaan jou meer breek. As jy dink wat ook al dit is waartoe ons hardloop in hierdie wêreld, gaan jou nie heel kry nie. Dis die Here wat ons heel maak. En kom ons praat 'n bietjie daaroor. Jesus maak ons heel. Yes. 18 jaar terug het ek op 'n motorfiets gesit en ek was op die punt waar ek my eie lewe wou neem. En vandag sit ek hier en hy het my 'n leraar gemaak van 'n wonderlike gemeente soos hierdie. En dan dink ek vir myself baie keer, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat so stikkende 26-jarige laaitjie op so 'n plek kan eindig? En die luisteraar daar buite verstaan dalk nie die volheid en die ekstensie waarop ek gebreek was nie. Ek was gebreek tot op die punt waar ek my eie lewe wou neem.
ek het nie meer kans gesien nie. En hoe is dit moontlik dat 'n ou op so 'n plek dan later in jou lewe weer kan eindig? Dat God jou 'n tweede kans soos dit kan gee. Hoe is dit moontlik dat hy jou weer so kan jou maak? Ek dink baie keer ons as mens kan nie dit noodwendig Ja. begryp nie. Dis hoekom ons in daai oomblikke terugstaan en dan kyk jy en jy dink ja, en dan dalk 'n bietjie hoekom die vrees so nou en dan insit, want ons besef dit is nie moontlik met net onsself nie. Ja. Dit is net die Here se hand en ons besef daai afhanklikheid. En ons wil in beheer wees. Ons ek OCD, soveel goeters we want to control. Dit is so waar. Elke keer wat jy jouself in Jesus se hand sit en hy begin jou genees, dan wil jy dit weer terugvat en dan wil jy weer met die ding hardloop, of nou huwelik is of jou finansies. En dan is die kans goed dat jy gaan breek en dan kan jy weer teruggaan na hom toe maar dit is 'n konstante proses, dis 'n verhouding. Ja. Ek dink elke luisteraar daar buite moet besef dat dis vir Jesus belangriker om in die verhouding met jou te wees as wat dit is vir jou om perfek die hele tyd te wees. Hy wil saam met jou journey, hy wil saam met jou loop, hy wil daar wees wanneer jy breek. Hy wil nie hê jy moet alleen breek nie, hoe kosbaar is dit? Ja. Hy wil daar reg langs jou wees. Hy wil nie hê jy moet 'n robot wees wat die hele tyd net alles reg doen nie. Obviously wil hy die beste vir ons hê, maar hy besef ons is mens, maar hy wil daar by jou wees wanneer jy breek. Hy wil daar by jou wees wanneer jy fees vier. Hy wil daar by jou wees wanneer hy jou moet optel, want hy is soos 'n pa, jy weet. Hy wil saam met jou hierdie pad stap en hy wil jou lief hê, hy wil omhels. Ek dink aan die skrif waar Jesus vir die profeet sê, dan sê hy, gaan na die pottebakker toe en gaan kyk wat doen die pottebakker. En dan kom die profeet by die pottebakker en dan sê die woord, hy hou die pottebakker dop en die werk waarmee die pottebakker besig is, misluk. En in daai oomblik wat dit misluk, vat die pottebakker al hierdie mislukte stukke en hy gooi dit nie weg nie. Hy gooi weer 'n bietjie water by en dit is so cool want dit is 'n simbool vir die Heilige Gees en hy gooi weer 'n bietjie water by en hy bring hierdie stukke weer nader en hy begin dit brei en dan begin hy weer vorm aan hierdie meesterstuk. Efesiërs sê ons is 'n meesterstuk in sy hande. En dan vorm hy weer hierdie meesterstuk en dis die ability wat ons God het. Is dit nie so half die plan nie? Ons hou nie van die idee van preek nie. Maar hy gee vir ons die idee van 'n pottebakker. Hy gee vir ons hierdie skrif en ons almal weet dis hoe daai proses werk. Dit breaks en dit word weer gevorm en ons het hierdie. En dan gee hy die vuuroond met glas en hoe dit werk en dit laat my dink aan Dawid bid. Hy sê deursoek my niere. Daar is 'n proses duidelik in die skrif wat moet gebeur wanneer ons deur dit gaan. En hy het dit so beplan. Ek dink ons vlees hou net niks daarvan nie, want dit beteken ons moet bietjie gevorm word. Ons moet ongemaklik wees, maar ek love dit. You learn to love it, dink ek. Dis wat Paul sê. Paul sê ek het 'n behaag in my swakhede. Nou 'n behaag in 'n ding is nie dis okay nie. Hy sê nie dis fine nie. Hy sê ek het 'n behaag in my swakhede. Eenvoudig want jy stap beter daarvan af weg. That's it. As jy in sy hande is. Ja. Jy gaan en jy gaan sê Here, maar deursoek my. En nou kom hy en jy breek. En hierdie breekproses wys net daai swakhede uit. Dis eintlik al wat dit is. Dis nie jy wat swak is of iets noodwendig so sleg is dat it's not usable nie, maar hy sê net, okay, hierdie stukkie jy het nou gebreek, kom ons vat dit en hy sê kom ons vat jou terug vuuroond toe. Ons smelt hierdie glas weer en ons sit dit terug en ek maak jou weer glas. Moenie jou worry daaroor nie. Ja. En dit is so, niemand hou van om te breek nie en wanneer ons hierdie podcast het, dan probeer ek altyd daaraan dink in wat se situasie kan die persoon buitekant sit wat hierna luister. En het ons genoeg simpatie en empatie met so 'n persoon, want iemand die buitekant hierna luister wat in 'n verskriklike situasie sit, wat stikkend breek, wat die pyn daarvan beleef en die seer daarvan beleef en dit alles en dan dink ek vir myself, ek moet so versigtig wees om nie simpatie te hê met wat ook al daar buite aan die gang is nie.
maar die beginsel bly dieselfde. Ons het 'n liefdevolle God. Ons het 'n genadevolle God. Amen. En die beginsel bly dieselfde. Die werklikheid bly dieselfde. In hierdie lewe gaan julle deur moeilike tye gaan. In hierdie lewe gaan julle gechallenge word. In hierdie lewe gaan julle deur swaar tye gaan, sê Jesus self. En dit gaan nie maklik wees nie. En as jy as 'n kind van God hierdie wêreld aanpak, dan dink ek voel jy dit net so 'n bietjie dieper, want dit sny tot in jou gees. Baie van die kere wanneer ons faal, dan raak dit ons geloof aan. Want jy begin twyfel in God, maar ons vergeet, Thomas het ook getwyfel. En net 'n paar dae later gebruik Jesus om deel te vorm van sy eerste kerk, jy weet, en hy het hom nie weggegooi nie. Ons vergeet soms dat Petrus het gebreek. Net 'n paar dae voor die uitstorting van die Heilige Gees, en hy het Jesus verloon. Kom ons sê wat so sonde ook al is. So al hierdie goed wat ons het, wat ons disqualify en wat seer is. Paulus praat van 'n gebrek, 'n duiwel wat hom met die vuis slaan. So dit moet seer wees, jy weet, dit moet pyn wees. Al hierdie goed. Ons sê nie dis Jesus se wil nie. Ons sê nie dit is sy hart vir jou nie. Die woord is duidelik in Jeremia 29 dat sy hart vir jou is goedheid en guns. En 'n blink toekoms en 'n hoopvolle toekoms. Dis sy hart vir elke mens. Maar in hierdie wêreld, met dit wat ons deurgaan, met wat gebeur in die wêreld, omstandighede, is dit onmoontlik om deur hierdie wêreld te gaan en nie iewers te breek nie. En laat ons soos Paulus sê, wanneer ons breek, dan herinner dit my daaraan dat ek mens is. En wanneer ek breek, dan herinner dit my daaraan dat ek moet nader aan God wees. Wanneer ek breek, dan herinner dit my daaraan dat ek het swakpunte. Ek het plekkies waar God nog aan kan werk. En Jesus sal. Dis beautiful, hy doen. Hy maak jou gesond. Hy tel jou op, hy maak jou weer heel. Hy doen. Pastor, ek is nie lus om 'n glas aan mekaar te sit nie. As hy gebreek het nie. Ek is nie daar, ek sal nie daarin uitsien om gom te vat en al hierdie stukkies met mekaar te sit nie. Maar vertel dit nie vir ons hoe mooi in hierdie proses is Jesus se hart vir my en jou nie. Om bereid te wees om dit te doen, is vir my 'n teken van hoeveel hy omgee vir ons. Om ons weer, en dan die mooi is, in die proses, hy vat nie net hierdie glas en gaan doen 'n patch job nie. Dis nie 'n pleistertjie wat hy plak om te sê dat ek erken nie jou seer nie. Hy gaan en hy sê, weet jy wat, ek maak dit soveel nie, dat jy gaan nie eers hierdie krake sien op hierdie glas wat gebreek het nie. Hierdie pot wat ek vat en ek vorm hom en alles, ek doen hierdie ongemak omdat ek lief is vir jou. Ek sien jou seer en ek wil dit vir jou ten volle reg maak. Ek wil nie net 'n pleisterwerkie doen en die kraak sit daar of die fondasie is besig om uitmekaar uit te val nie. Terwyl ek voorberei vir die boodskap, dink ek aan hierdie lewe en die purpose of life, en dit een van die vrae wat al die oudste is, wat is die doel van die lewe? En vir 'n oomblik dink ek, maar maybe is al hierdie preparation vir die verhouding wat ons eendag met die Here gaan hê. Daar gaan 'n dag wees wat ons by Jesus gaan wees. Ons gaan hom van aangesig tot aangesig sien. Ons gaan hom beleef soos ons hom nog nooit voorheen nie beleef het nie. En ons gaan sy teenwoordigheid wees. En maybe is hierdie deel van daai verhouding bou. Leer om hom te vertrou, leer om nie op ons eie insig te staat te maak. Jy leer om te besef, maar hy is God almagtig. Hy's nou en hy gaan dan ook wees. Dis hierdie hele vorming van 'n verhouding wat so uniek en so mooi is, so kosbaar is, wat hy verduidelik as die bruid en bruidegom verhouding, die pa-kind verhouding. Dit is so 'n mooi verhoudingsstorie wat besig is om te vorm, wat my laat dink as twee vriende, 'n vrou en 'n seun, 'n meisiekind en 'n seun wat vriende word, en dan hierdie skaafwerk wat gebeur in hierdie vriendskap en toets mekaar en dan word dit eventually vir 'n verloving, 'n verhouding, 'n verloving, dan trou hulle, en dan jare later dan kyk jy so na hierdie getroude paartjie en dan dink jy soos, hulle is soos een mens. Hulle lyk dieselfde, hulle praat dieselfde, hulle maak mekaar se sinne vol, hulle word nie meer vir mekaar kwaad nie, en dan dink ek, maar dit het 'n proses gevat. En maybe net,
En weer, ons moet dit duidelik sê, die vyand kom om te steel, verwoes en vermoor. Ja. En baie keer as iemand seer kry en breek, dan wil hulle die Here blame daarvoor. Maar ek blame nie my vrou as daar iets kort kom in ons verhouding nie. Ek gaan liewer en kyk, Here, maar hoe kan ons hierdie verhouding bou? Want om haar te blame, gaan nie die verhouding regmaak nie, en gaan nie hierdie huwelik standvastig maak tot op die einde nie. So ek gaan liewer terug en kyk, maar hoe kan ek hierdie verhouding sterker maak? En ek sal dit love as die luisteraar daar buite dieselfde gesindheid inneem en sê, dis fyn om te breek. As jy in Jesus se hand is jy nog steeds waardevol, hy gaan jou fix, hy gaan jou regmaak, en hy gaan jou weer gebruik. Jy het nie jou waarde verloor die oomblik wat jy breek nie. Jy's 'n geesgevulde kind van God. Hy's lief vir jou, en hy gaan jou net so hy gaan jou net so gebruik. Inteendeel, dalk kan hy jou nou meer gebruik. Yes. Juis omdat jy deur hierdie breekproses was. As ons praat van iemand wat dit in die skrif vir my baie mooi reg gekry het, is dit Josef, wat meer as genoeg rede gehad het om te kan sê dat die goed het my gebreek. En ek glo in my hart, die skrif sê nie dit nie, maar ek dink daar's oomblikke wat hy so gevoel het. Ja. Maar hy het verstaan om terug te gaan, en dan eindig dit met die idee waar hy sê, julle my broers, julle my familie, die mense wat veronderstel was volgens die wêreld om alles bymekaar te hou vir 'n persoon of jou te ondersteun, julle het nie hierdie gedoen nie, maar die was deel van God se plan. Ja. En hy het hierdie laat uitwerk. Ja. En hoe Josef deur elke keer wat hy deur so verdrukkings en veranderingsprosesse verhoog is, jy weet, en in gesagsposisies gesit is. So is dit met ons. Die Here vat daai en hy vat dit vir iets beter, vir sy koninkryk, vir die mense om ons. En as ek dink aan iemand, dan is Josef die persoon wat vir my dit die beste kon doen, om te sê dat ek hou nie 'n grudge nie, ek staan op rondom hierdie, want my God bly in beheer met dit. En ek bly lief vir hom. En so kon hy net lief bly vir die mense om hom, selfs die wat hom verkoop het. Ek wil afsluit met die gedagte, dis 'n unrealistic expectation wat jy op ander mense sit, as jy dink dat hulle jou nooit gaan druk tot op 'n punt waar jy breek nie. Ons is almal breekbaar, en net so is daai mense ook breekbaar, en as hulle breek en sny hulle glasstukke jou ook. Dis 'n unrealistic expectation om te dink, in hierdie wêreld gaan jy nooit breek. Dinge gebeur, lewe gebeur, omstandighede gebeur, en dan laaste, dis 'n unrealistic expectation om van jouself te verwag dat jy nooit moet breek nie. So ek wil graag hierdie gedagte afsluit met vir die luisteraar sê dat breek is deel van ons lewe. Breek is deel van ons lewe, en hoe seer en hoe moeilik dit mag wees in die oomblik, vertrou ons en ons glo dat ons Maker in beheer is. He's got this. He's got this. Leave it in his hands. Los dit in sy hande. Hy sal dit weer heel maak. Moenie hy glasstukke verwyder uit sy hande uit nie. Hou dit daar en kyk wat sy wonderwerk doen. Hy is 'n wonderwerker nog. Hy doen wonderwerke. Hy doen vandag nog wonderwerke. En ek sien dit en ek hoor die getuienisse op 'n daaglikse basis, en hy gaan dieselfde doen vir jou. Amen. Sit by hom, sit daai glasstukke in sy hande, vertrou hom met daai huwelik, vertrou hom met daai finansies, vertrou hom met daai gesondheid, vertrou hom met daai geestelike walk wat jy het, en kyk wat hy doen. But you need to know that you are valuable to the Lord. Hy wil jou gebruik, daar waar jy is, jy's nie 'n fout nie, hy het jou daar geplaas, vir 'n tyd soos hierdie, in 'n plek soos hierdie, en hy gaan jou kragtig gebruik. Gee hom 'n kans, gee jouself 'n kans, en kyk waartoe gaan hierdie plan van die Here. Amen. Ilse, dit was lekker gewees, 'n laaste gedagte van jou kant af. Pastor, ek dink die grootste ding is just keep seeking him met alles. En dis dan die vertroue wat ons het, dat ons sal okay wees en ons sal heel wees op die ou einde. And it's not about where we are now. Het gaan nie oor die wêreld hierso nie, maar ons het altyd daai oomblik in die hemel wanneer ons by Jesus Christus kan uitkom, en dit is die uitpunt. Maak nie saak hoeveel keer ons hier preek nie. Amen. Hy sal die werk wat hy in jou begin het klaarmaak, en ons vertrou hy sal die genesing gereed, hy is daar gereed, hy maak 'n weg waar daar geen weg is nie. Dan sê ek hoop julle het saam met ons geniet, en dan gesels ons gou weer. Share hierdie podcast.